So hierdie is wat jy doen. Jy kry hulle twee vas in 'n klein hok, jy spring op die een se rug en jy hou hom vas aan hom totdat hy mak word. En dis hoe ons kinders dissiplineer. En dis net soos jy gesê het. Partykeer doen die mans net letterlik niks. En dan rig die Here vrouens op om daai man skaam te maak. Dis wat ek dink die Bybel vir ons leer. Dat dit ons 'n man en 'n vrou van ewig waarde, maar van duidelike verskillende rolle. Soos jy sê dat die man in 'n leierskaprol moet staan. Dit tel vir die kerk, dit tel vir die huis, vir die omgewing. Jy weet die man is die hoof. Hy is die hoof bo die vrou. Die vrou is onder die man en die vrou is hoof oor die kinders. Verstaan jy? So 1 Timoteus 2 vers 12, dan sê dit, "But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence." Alright, Nomi. Kom ons praat 'n bietjie vanaand oor nog 'n ding in die charismatiese kerk wat baie prominent is, en is nie net in die charismatiese kerk nie, maar dit is manlike en vroulike rolle in gemeentes, in ons society, in alles, want ek dink hierdie is 'n groot ding wat meeste mense baie verkeerd verstaan. Ek dink net voordat ons aan hierdie is natuurlik baie kontroversieel. Hier gaan ouens nou ons met klippe gooi en te kere gaan en ons wil net weer ons ouens terugbring na die woord. Ek het hierdie opinie ek en jy het hierdie opinies wat ons gaan deel oor die skrif het vir ons sê. Ek het nie enige ander rede hoekom ek glo wat ek glo is die skrif leer dit vir ons. So ons moet natuurlik altyd teruggaan na dit. Met dit wil ons net iets duidelik maak is, ons praat nie vanaand oor 'n verskil in waarde nie. 'n Man en 'n vrou is ewe waardevol in die oë van die Here, in die oë van mense. Enigiemand wat iets anders as dit dink, is ons ondersteun dit glad nie. Ons ondersteun ook glad nie enige idee van vroue abuse of lelik wees met vroue as dit enigstens in hierdie rigting oorkom nie. So laat ons net begin met dit. Laat ons net verstaan dat hierdie niks te doen met waarde nie. Dit gaan oor, het God 'n verskillende rol vir die man en vrou in die gemeente, in die familie en dan in ons society in general. ja, ek dink veral in ons samelewing vandag het ons half hierdie liberale feministiese beweging wat aangaan, wat eintlik so groot verdeeldheid bring rondom mense. Soos as ons kyk na ons samelewing vandag, dan het ons die groepe wat opdaag en sê, jy weet, vrouens bo, mans onder, niemand, dis nie meer lekker nie, maar as jy gaan kyk, wat die skrif sê is dat die man en vrou is gelyk, hulle het net verskillende rolle. Jy weet, die man is die hoof, hy is die hoof bo die vrou. Die vrou is onder die man en die vrou is hoof oor die kinders. Verstaan jy? So, dis die goddelike orde. dis die goddelike orde. God So- bo, man, vrou, kinders. Ja. Korrek. So nou het jy die man aan hierdie kant wat sy rol moet uitdien wat die Here vir hom voorgemaak het, wie hy is, en dan het jy nou die vrouens hierdie kant wat presies doen wat die Here van hulle af vra. Maar daar is besig om in hierdie beweging iets te begin soos by die begin met Genesis. Toe die vrou onder die leiding van haar man uitbeweeg het en van die vrug gaan chow het, wat het gebeur? Wel, die man was gestraf daarvoor. En die straf wat toe uitgegee was teenoor die man en die vrou was by die vrou se gedeelte, was dit gewees dat jou begeerte sal altyd wees oor jou man. Nou, baie mense sal dink, ag, maar hy praat eintlik seksueel daarvan. Jy gaan begeer vir jou man. Jy moet, maar dit is nie die straf nie. Dis nie 'n straf nie. Dis 'n voorreg om jou man of jou vrou te kan begeer. Wat God daarso doen is, jou begeerte sal wees om oor jou man te heers, maar jy sal dit nie kry nie. En vandag sien jy dit. Jy sien dit in hoeveel huisgesinne wat die vrou die hoof moet vat. Jy sien in hoeveel kerke wat die vrou die hoof is van daai gemeente of in 'n amptposisie wat hulle daai leiding invat. En dit is absoluut belangrik om te weet, wat sê die skrif in verband met hierdie? Ja, ek dink jy het dit baie goed as 'n introduction nou gesê. En ek dink die groot ding wat ons moet besef is, in ons gemeenskap vandag het ons hierdie feministiese beweging wat begin vlam vat het in die middel van die 1900s, nê? En dis baie interessant om te sien, vir die laaste 1900 jaar was dit nooit 'n issue nie. Soos veral in kerke nou. As jy gaan kyk, daar was nie vroue predikante nie.
Die Nuwe Testament praat nie van vrouens wat preek nie. Daar's nie een vrou wat 'n Nuwe Testament boek geskryf het nie. Maar nou sit ons vandag, toe feminisme populêr word, toe feminisme begin spoed vang in die wêreld, toe ewe skielik begin ons vrouens orden en vrouens in die amp sit en vrouens het begin preek en vrouens het begin kerke lei. En baie van dit is disastrous. Nou, ons moet byvoeg dat dis baie keer oor mans wat nie hulle doel uitoefen nie. Dis baie keer mans wat nie 'n manlike rol inneem en beheer vat oor die ding nie en dan kom die vrouens in om dit te doen. Dit is nie wel moet ons duidelik maak God se plan nie. Dis dieselfde want dan gaan ouens na hierdie kyk en sê maar wat van Deborah in die Ou Testament? Deborah. Ja, Dis dit, het ek dit reg gesê? Jy het dit reg. Jy's ons taalpurist. So ek gaan altyd na jou vir die Afrikaanse regte woorde, maar Deborah se groot ding is, mens sien daar dat sy was vir 'n kort tydjie as 'n rigter ingestel, so nie soos as 'n pastoor of so, jy kan nie dit gebruik as 'n pastoor ding nie, oor dat die mans nie hulle werk gedoen het. As die mans hulle werk doen, dan moet die vrou terugstaan. Dan moet die vrou toelaat dat die man sy werk doen, want anders lei dit na 'n omgewing of 'n kerk opset wat in wanorde is. Jy sal self sien in Deborah se geval, toe dit oorlog was, wie moes dit doen? Die manne. Ja. Dis nie Deborah gewees nie. En 'n ander ding, hoekom sy nie kwalifiseer dan as 'n prediker of so nie, want sy het nie 'n aanhoudende bediening gehad nie. Soos, dit was net vir daai kort tydstip en toe sy klaar toe vat die mans verder hoor. In enige geval wat dit betref. Maar jy sien, ek dink Paul Washer het nogals vir ons baie mooi geduidelik gemaak is dat, en dis net soos jy gesê het, partykeer doen die mans net letterlik niks. En dan rig die Here vrouens op om daai man skaam te maak, soos dat die swakker geslag, ek praat nou swakker geslag as die meer sagter vrouens. Ja, jy moet nou versigtig wees. Ja, Jy's nou op dun ys. Ek kan sien jy raak baie op jou senuwees. Ek is so jammer. Maar zoom hom in. As jy gaan kyk na daai aspekte, is dat mans kry swaar, want nou moet hulle na die vrou kyk, soos wie's die vrou nou om vir my te sê, sy kan vir jou sê, want jy doen dit nie, verstaan, maar as die man sal kom en sê, is reg, ek sal oorvat hierso, dink ek selfs daai vrouens sal terugstaan en sê, dankie tog, neem net oor. Ja, en presies, kom ons wees duidelik, ek dink hierdie is alles die man se skuld. Ja. Ek dink ook, Adam en Eva se storie soos jy nou uitgewys het, is ook Adam se skuld. Dis omdat hy nie sy werk gedoen het nie. En dis hoekom ons hierdie opbring. Dit gaan albei kante toe. Dit gaan albei kante toe, maar ek dink is veral in ons omgewing vandag, laat ons nie ons werk doen nie. En dit is hoekom ons is waar ons is. Jy het nou ook opgebring, en ek het ook nou opgebring, feminisme. Wat sal jou definisie wees daarvan? As jy vir ons 'n definisie moet gee van... Ja, okay, jy kry feminine en dan kry jy feminism. Die feminine kant kry jy meer die sagter kant vir vrouens, dit dra modern rokke, as ek nou so kan stel, is versorg hulle mooi. Maar dan kry jy nou na die feministiese kant, dis women empowerment. Die man word gesien as niks is. Ons kan sonder julle regkom. Ons kan doen wat julle ook doen. Jy weet, dis wat ek half nou in daai rigting in kan bring, want ons kan ook presies doen wat julle kan doen as mans. Dis wat ek nou sal... Ja, wat jy sal dit definieer. En ek sal saamstem. Ek dink ek sal dit nog 'n bietjie meer spesifiek maak. Want ek dink dit is belangrik om te sien dat meeste mense, as ek dink wat 'n normale persoon dink aan 'n feminis, is hierdie persharige vrou met 'n luidspreker wat skree op almal en ek wil aborsies doen, en dis nie net dit nie. So ek dink enigiemand wat 'n egalitarian society ondersteun. So as ons gaan kyk in die kerk, het jy complementarianism en dan egalitarianism. Ek weet nie wat sê Afrikaans, weet jy dit? Is jy so taalpurist? Nee, ek is nou nog nie so goed nie. Sit ek jou op die spot. Maar so jou complementarian ideologie is wat ek en jy sal volg. Dit is wat ek dink die Bybel vir ons leer. Dat dit ons 'n man en 'n vrou van ewig waarde, maar van duidelike verskillende rolle. Soos jy sê, dat die man in 'n leierskaprol moet staan. Dit tel vir die kerk, dit tel vir die huis, vir die omgewing, alles. En ek sal nou iets meer sê as dit, maar as jy 'n egalitarian siening het oor hoe leierskap moet wees. Egalitarianism is dat die man en die vrou gelyk is in leierskaprolle in die kerk, in die familie en in die omgewing. As jy dit is, sal ek jou klassifiseer as 'n feminis. Ek dink jy koop dan in by wat feminisme probeer dryf. En dit is die idee dat vrouens al die werke kan doen wat mans doen, wat eintlik belaglik is. As jy gaan vat soos mans het 'n monopolie op mag.
So jy noem dit force doctrine. Ek weet nie of jy ooit gehoor van dit. Ja. So force doctrine is die idee, mans het 'n monopolie op mag. So meeste mans reg deur die bank is sterker, groter fisies as vrouens. Nou wat dit veroorsaak is, dit beteken enige reg of mag wat aan vrouens gegee is omdat mans dit toelaat. Verstaan jy wat ek sê? Ja. So ons het nie eintlik menseregte nie, ons het net mag. So enige reg wat jy dink jy het. So sê nou maar jy dink jy het die reg tot 'n abortus. En ek sê vir jou jy kan nie 'n abortus hê nie. Wat gaan gebeur is die wet sê nou, okay, jy het hierdie reg en ek sê jy het nie hierdie reg nie. Wat dan gaan gebeur is iemand gaan my met mag wegvat. Verstaan jy wat ek sê? So dit gaan mans wees wat die mag het, wat 'n groter mag gaan hê as wat ek het om my uit hierdie posisie uit te haal. Ja. So as dit vrouens is wat dit doen en ek het genoeg mans wat saam met my staan, dan gaan ons vir hulle lag, ons gaan hulle oordonder en hulle gaan nie hulle mag kan toepas nie. Verstaan jy? So nêrens het ons eintlik die konsep van menseregte is eintlik 'n filosofiese ding daarbo. Dit is nie in realiteit daar nie. Al wat ons het is mag. Dis die manier wat ek en jy kan mag toepas. En wat ek vir jou probeer sê is omdat mans 'n monopolie het op mag, maak dit nie sin in die kerk, in die familie of in government ook dat vrouens in daai leierskaprol bo mans kan staan nie. Maak dit vir jou sin? Ja, dit maak Was, sin. dat was duidelik wat ek probeer Ja, sê. ja, So ek sal net sê feminisme is eintlik net enigiemand wat 'n egalitarian society ondersteun. Ja. En jy sien dit veral in die hoofstroom lande, Amerika. Ja. Jy weet jy sien dit van daar af hoe dit invloei. Maar hierdie is baie belangrik want soos wat ons met die charismatiese beweging aangaan, kom ons op baie kerke en ek praat nou nie net van die charismatiese kant nie. Ek moet dit noem dat die NG Kerk, die meer bekende Afrikaanse kerk, Ja. laat dit ook toe. Ek meen hulle het begin toelaat dat vroumense preek en daar was 'n versoek geweest dat ons bietjie sal praat oor die NG Kerk se goed wat definitief in volgende jaar sal kom, maar hulle het dit ook begin toelaat. Nou wat is die probleem? En ekskuus net op dit was die begin van hulle ondergang. Ja, Dit was die eerste domino wat geval het. ja, toe daai begin oorlaat, Ja. toe begin alles verder afgaan. Nou, daar's 'n gedeelte in die skrif wat Paulus van praat en hy sê daarso dat die vrou was die moeilikheidmaker by die begin. En net daarna gaan hy verder aan en hy sê byvoorbeeld nie byvoorbeeld nie, hy sê daarso toe was Adam gestraf. En die rede hoekom hy daai ingebring het as orde was nie om die vrouens te verkleineer het nie, maar hy maak dit reeds bewus dat die vrouens is dies wat eerste die moeilikheid gemaak het. Dit het nie begin by Adam nie. So wat Paulus toe daar maak en dis waar die feministiese liberale kant sal inkom en sê, maar Paulus het in daai tydstip wat hy toe nou gesê het, jy weet vrouens mag nie preek nie, jy weet vrou was die moeilikheidmaker by die begin. Hulle sal kom en sê, maar jy moet onthou, daai was 'n kultuurding gewees. Dit was absoluut nie 'n kultuurding gewees nie. Wat het Paulus aangehaal? Hy het skepping aangehaal. En die feit dat hy skepping aangehaal het, is juis om te wys dat dit is hoe God dit gemaak het. Die vrou is nie geroep om beheer te neem in enige kerk nie. Jy sal self sien daar's in Openbaring, jy wat nou meer 'n kenner is in Openbaring se goedjies. Wie was dit wat beheer gekry het in die gemeente, die Jezebel of Isabel? Ja. Thyatira, ja. Sy het mag gekry of hulle het vir haar toestemming gegee om daar te kan preek en sy was losbandig. Daar gaan die kerk tot in die afgrond. So dit het die Here Jesus Christus gebring om 'n boodskap vir daai gemeente te bring. So die Here het in sy woorde deur Paulus gebring, dit is nie 'n kultuurding nie, dis 'n skepping ding. En die vrouens is besig om daai ding wat hulle by die begin te rebelleer, oor die man te wees, is besig om nou kop uit te bring. En die skrif is duidelik dat dis nie vrouens nie. Nou ek weet, hulle sal nou kom sê, maar wat van Phoebe hulle? Wat van hulle? Ek meen, hulle word genoem as Priscilla en Aquila. Jy weet, hulle word diakones in Romeine, hulle, ja. Maar as jy gaan kyk, wat het hulle gedoen? Hulle het letterlik net vir Paulus gehelp in sy bediening. Hulle was nie in 'n gemeente wat hy sal noem dat hulle in 'n gemeente was, dat hulle is daar as diakens nie. Hulle het net vir Paulus gehelp rondom sy journey. 'n Diaken beteken letterlik om diensbaar te wees. Ja. Dis waaroor dit gaan. En hulle was diensbaar gewees teenoor Paulus. Hulle was sy hulp gewees. Nou gaan kyk jy in 'n kerkkonteks. Diakens en ouderlinge is net mans. Dis net mans.
En dis hoe die skrif dit vir ons duidelik gee ook. Presies, ja. So net om daai deel aantal, net op wat jy nou gesê het, daar's geen bewys dat enige Phoebe of enige diakones of enige een van hulle gepreek het nie. Jy sien nie een daarvan nie. So jy sou dink, sê nou maar hierdie is 'n ding wat so populêr moet wees soos dit vandag is. Hoekom sien ons nie een persoon in skrif wat dit gedoen het nie? Een voorbeeld daarvan, nie een boek geskryf deur 'n vrou nie. So en weer eens is nie om lelik te wees nie, dit is net wat die goddelike orde is van die. Maar die deel wat jy nou aangehaal het, ek dink net ons moet dit presies lees. So as ons gaan kyk in 1 Timoteus 2 vers 12, dan sê dit, "But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence." En dan soos jy nou gesê het, waarna verwys hy? Hy verwys na die skepping in vers 13. "For Adam was first formed, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression." Nou ook, ek wil net hierdie vers ook lees, want baie ouens sê, as jy dit so letterlik opneem, wat maak jy met vers 15? Vers 15 sê, "Notwithstanding, she shall be saved by childbearing, if they continue in faith and charity and holiness and sobriety." So hulle sê, sien jy, 'n vrou word nie gered omdat sy kinders het nie. Maar die vraag is, waarna verwys daai redding? Daai verwys nie na 'n soteriologiese redding nie. Dit verwys nie na redding vir die ewigheid nie. Hierdie verwys na die redding wat ons sien in Genesis 3. In wat jy gesê het, dat hierdie vrou 'n begeerte tot haar man, 'n begeerte om autoriteit oor die man uit te oefen. En so sy het 'n mate van autoriteit, dis net bo oor die kinders. Presies, ja. En presies wat jy ook gesê het, dis duidelik met Phoebe en hierdie, dat vrouens het 'n belangrike rol in die kerk. Ons sê nie, vrouens moet niks doen in die kerk en net in die hoek sit, enigiets soos dit. Hulle het 'n baie belangrike rol wat hulle moet vervul, en ons kan nie sonder hulle dit doen nie. Inteendeel, hulle is essensieel tot die kerk. Maar as daar vrouens is wat nou wonder wat is hulle rol, soos Titus 2 som dit mooi op. Hulle moet vir, en hier is die ander ding, 'n vrou kan preek vir ander vrouens. Jy sal saamstem met dit. Yes. Sy kan teach vir ander vrouens. Waarvan hierdie deel praat in 1 Timoteus 2 is om autoriteit oor 'n man uit te oefen. 'n Vrou kan nie preek bo oor 'n man nie. Dis net so duidelik soos dit is. En soos jy gesê het, hulle verskoning vir dit is, maar in daai kultuur was dit so gewees dat daai vrouens het hand uitgeruk en is net vir hulle bedoel. Nou, ek weet nie of jy saam met my sal stem nie. Die enigste manier hoe jy daarby kan uitkom is deur buite Bybelse bronne, né? Nee? So jy moet nou buite die Bybel gaan om hierdie konsep te ondersteun. Verstaan jy, hoe anders te weet jy, dis net vir daai kultuur. Stem jy saam? Is daar enigsins in die Bybel wat vir ons aanduiding gee dat hierdie kultuur was die vrouens wat, jy weet, buitensporig opgetree het? Daar sal heel moontlik buite bronne wees. Ek is nou self nie seker nie. Maar daar sal jou moontlik wees wat dalk in daai kultuur kon praat, dalk nie noodwendig oor Christendom en wat daar kan sê, maar die vrouens het probeer. Ja. Hulle was as niks gesien nie, maar nou probeer hulle uitstaan in die kerk en. Maar daar's niks in die skrif nie. Ja. Is daar enigsins iets in skrif wat vir ons sê, o, hierdie is net hierdie kultuur, of hierdie vrouens het buitensporig opgetree en dit was net hierso waar Paulus dit adres. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Ons het nou nodig om hierdie konsep te volg, hoe hulle nou vroue predikante goedkeur, dat dis net in hierdie kultuur van toepassing. So wat ek probeer sê is, hoe weet ons hierdie kultuur was vrouens wat so te kere gegaan het, is jy moet buite die Bybel gaan om dit onder jy moet na historiese dokumente gaan. So sien my issue met dit. So ek gaan eerder vertrou wat die skrif sê, en Paulus sê duidelik hier, I do not usurp a woman to teach or to usurp authority over the man. En soos jy nou gesê het, kyk wat is direk na 1 Timoteus 2, 1 Timoteus 3 gaan oor die office van 'n bishop. Ja, dit gaan oor kom ek lees dit gou 'n gedeelte want dis baie belangrik. Ja. Want hy het nou klaar gepraat wat's die orde. Ja. Maar nou praat hy van die orde van die kerk. Daarso in 1 Timoteus 3. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsieners ampt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou. Nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaamd om te onderrig. Geen drinker, geen vegter, geen vuil winssoeker, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Nou gaan hy verder, hy sê hierso, hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwant word in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook 'n goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in verwagting in die struik van die duiwel val nie. Nou, jy kan verder lees. Hy nie sy nie. Hy moet 'n huis kan onderrig. Hy moet 'n voorbeeld kan maak daarvan.
Hy moet nie 'n slegte ding teenoor hom gesê kan hê nie. Nou dis waarop dit neerkom, is dat wanneer vrouens na hierdie kyk, dan sal hulle sê, maar dit was Paulus se eie opinie. Dit was net maar sy manier van dinge doen. Die probleem lê met dit is die hele skrif is deur God ingegee. Yes. Dit is nie net 'n jy kan opinie nie wat dit hy daar skei gee nie. nie, ja. Dit is deur die Heilige Gees geïnspireer dat dit wat Paulus daar neerpen, kom van die Here af. Ja, presies. Ja, dis God homself wat hierdie vir ons gee. Ja. En om dit te ondermyn of met hierdie snaakse ding te kom van is net 'n kultuurding, dit is baie problematies. Jy kan dit dan by enige ander deel van skrif ook doen. Is 1 Korintiërs 6 vers 9 dan ook net vir daai kultuur. Ja. Jy weet, kan ons maar dronkaards wees, kan ons maar fornicate, kan ons maar te kere gaan, maak wat ons wil. Versaai, dis 'n swak Bybelse eksegese ding. Kom ek sê net hierdie vir jou is baie interessant oor die daar was toe ons by SATS gegraduate het. Toe was daar 'n girl, sy's 24. Doen sy haar doktorsgraad op 24. Maak sy haar doktorsgraad klaar oor hierdie Griekse woord. Ek dink is daai usurp authority. En wat sy haar conclusion was dat hierdie verwys dat vrouens nie moet preek nie, maar dat hulle moet teologie gaan swat. Ja, hulle moet iewerste 'n beginsel hê van Ja, God. so dis baie interessant. Ek het nou nie haar thesis gelees natuurlik Ja. of nie, maar dat hierdie girl wat ook 'n complementarian is, kon 'n hele thesis doen oor hierdie Griekse woord en dit was hierdie gevolgtrekking wat sy by wou uitkom. So wat ek probeer sê het, sy het natuurlik baie incentive. Sy het natuurlik baie wat's incentive? Kom, taalpurus. Frana, incentive in Afrikaans. Sy het baie incentive gehad om te sê luister die vrouens kan preek. Jy weet want sy is besig om teologie te swat. Ja. Dis 'n sekere rigting wat sy dalk wil gaan en haar conclusion op die einde van die dag was van swat teologie, raak betrokke in die gemeente, rig die kinders op, rig die vrouens op, maar sover as wat preek op 'n Sondag gaan, is dit nie iets wat vir jou bedoel was. Aansporing. Daar sy. Is dit? So ietsie. Okay. Al leer ons ook iets. Maar jy weet, dit ek ken 'n vrou ook persoonlik. Sy het ook teologie geswaat, maar sy het nooit ingegaan vir die bediening nie. Haar begeerte was net ek wou net regtig meer geweet het van die Here. En sy het in 'n ander rigting ingegaan na dit. En sy dra daai kennis wat sy opgebou het, nou nog by haar die toepassing, die onderrig wat sy gee vir haar kinders, hoe onderdanig sy is teenoor haar man. Dis absoluut besonders en dit is soos jy sê, vrouens kan preek net vir ander vrouens. Ja, geen probleem met Nie dit. vir mans. Ja, Nou dis ek vra jou, as jy by 'n kerk inkom, gestel julle gaan ek weet nie, na 'n lekker strandplek toe, julle gaan rus bietjie daarso en julle wil 'n kerk gaan inskakel en die band het nou klaar hulle oom musiek gespeel dat jy net per toeval dalk daar opgedaag het en ewe skielik kom hierdie vrou met haar blousie en pakkie daar aan. Julle, kom ons maak die woord van die Here oop, ons gaan vandag lees. Wat is jou eerste instink wat jy gaan doen? My eerste insig is ek vat my hond, ek vat my vrou, my kinders en ek hol. Ek's weg. Ja. Jy sien my nie weer nie. So nee, ek is nou besig om facetious te wees. Wat's dit? Weet jy wat's dit in Afrika? Nee, jy vra die moeilike goeters man. Maar dit beteken om 'n ernstige saak oor 'n joke te maak, maar 'n joke oor 'n ernstige saak. is dit wat ek gesê het? Nee, Iets soos dit. nou so iets. Maar in elk geval, nou het ek vergeet waar ek Op die ou einde van die dag wat ek net kan noem is 'n kerk wat 'n vrou het as 'n predikant is eerstens nie 'n kerk nie en hulle sit sonder 'n leraar. Ja. Ja, presies. Dis net so 'n duidelike eenvoudige Bybelse command om te volg. Jy weet dis wat die woord sê, opdrag. wil jy gehoorsaam wees daaraan of nie? So as jy nie gehoorsaam aan wil wees daaraan nie, dan gaan jy eendag verantwoordelik moet doen daaraan. Jy weet dit, hierdie is nie my en jou opinie nie. Hierdie is wat die woord van God sê. En soos jy gesê het, dis nie net Paulus se opinie nie. Dit is skrif. Jy weet dit is geïnspireer deur die woord van die Here. dis geïnspireer deur God. En hier is die ander ding, gaan volg soos jy gesê het van die NG Kerk veral. Gaan volg hoe dit altyd werk. Daar's 'n vergadering wat hulle hou en sê moet ons vrouens begin toelaat om te preek. Sodra daai vergadering moes eers gehou geword het nie. Maar dit is duidelik die skrif sê jy moet dit nie doen nie. Hulle hou die vergadering, na 'n ruk gee baie van die ouens in. Dis besig om te gebeur met die Southern Baptist Convention in Amerika ook. Dan gee hulle in, hulle laat vrouens toe om georden te word en is 'n paar jaar daarna dan begin hulle homoseksuals trou en die goed. Want as jy eers begin skrif, een deel daarvan sacrifice, dan is dit 'n paar generasies of goed daarna en as jy totaal en al liberaal. Dis die eerste domino wat val om liberaal te raak. Want dit is die maklikste aan te fliek. Maar meeste mense gaan dink, wat's fout daarmee? Dis fine, ons het so groot geword. Ek het so groot geword. Ek bedoel vir baie jare het ek nie besef hierdie is 'n ding. Jy het my eintlik gewys hierna
Toe jy vir my daai preek van John MacArthur ook stuur van die ding, toe was ek soos van yes, die skrif is so duidelik daaroor. Daar's letterlik niks redenasie wat jy kan gebruik om hierdie ding te justify nie. Nee, verseker, en as jy gaan kyk na 'n boek, ek sal nogals vir jou voorstel, is Dr. Willie Marais. Hy het 'n boek geskryf met die naam Quo Vadis. En dit is van waarna toe is die kerk op pad. En hy het 'n klomp hoofstukke wat hy daar uitbring, soos waarna toe is die kerk op pad. En veral in lyn met die NG Kerk se goeters ook, is hoe aftrane hulle begin beweeg het. Die goeters wat hulle begin toelaat het, dat jy op 'n punt nie meer in dieselfde plek kan sit, as die mense wat dit goedkeur nie. Ja. En so, dis wat hy daai tyd gesê het, en dis baie jare terug wat hy daai boek geskryf het, en dis letterlik relevant vandag. Dit wat hy daar geskryf het, het tot toepassing gekom vir vandag. Ja. So, dalk profeties, maar dit het gebeur. Ja, nee, en ek dink net soos ook gesê, daai konsep van hierdie 1900 jaar wat dit nie 'n ding was nie. Soos almal was gemaklik daarmee en toe die wêreld sê feminisme is 'n ding, toe ewe skielik begin ons vrouens orden in hierdie goeders. En weer eens, dis nie om lelik te wees met vrouens nie, dis net wat die woord van God sê. So ek dink ons sal afsluit met dit en ek dink dit is belangrik vir ouens om te besef, gaan bestudeer die woord vir jouself. Gaan lees 1 Timoteus 2, direk daarna 1 Timoteus 3, kom tot jou eie gevolgtrekking, maar ek dink die woord is duidelik hieroor. Ons kan nie, soos ek vir gesê, dalk nie ons generasie wat nou begin vrouens orden, dat ons generasie se kerke, my en jou kerk, gaan toelaat dat homoseksuele mense trou nie. Maar die NG Kerk het dit ook gesê. Maar die eerste domino wat geval het is En die probleem is, daai tyd wat hulle destyds op konservatief was, moet hulle nou om verskoning voorvra. Ons was verkeerd oor homoseksualiteit, ons was verkeerd oor vrouens, ons was verkeerd oor al hierdie goeters. Oor hoeveel goed gaan hulle nog jammer sê. Ag, en dis eintlik baie hartseer. Jy weet dat daar's nie konstantheid in die lering. Ja. Nee, dis uiters hartseer hoe agteruit vandag se samelewing en die kerke ook gegaan het. Maar ek wil net op 'n afsluit enetjie van my kant af ook, soos net vir die vrouens sê, soos julle het regtig 'n ongelooflike belangrike taak. Julle het so 'n belangrike rol vir die kerk, vir die familie. Was dit nie vir die vrou gewees nie, dan die kinders nie die mooi opvoeding ook gekry nie, want die man is besig om te werk, hy is besig om al hierdie goeders, die voorsiening te bring, waar hy ook die lering sal kan gee, het julle die mees beste tyd om in te saai op daai kinders se lewens, om hulle te kan voed in die woord van die Here, om hulle regtig vegters te maak vir die geloof. Kyk na Timoteus. Paulus self het vir hom gesê, hou vas aan die lering wat jy van jou ma en jou ouma ontvang het. Ja. Dit is absoluut 'n belangrike rol wat julle het, en die ondersteuning wat julle vir die mans bring in hulle bediening in, dit wat hulle doen. Sonder julle was dit definitief nie moontlik nie. Dis nie 'n one-man show nie. Julle hulp is absoluut belangrik deur die Here wat julle vir ons bring. Ja. En net op dit, ja, ek en presies daai deel toe jy dit nou opbring, soos ek sou nie gewees het waar ek vandag is as dit nie vir my ma was nie. Soos die invloed wat my ma gehad het, is nie 'n invloed wat enige man in my lewe kon gehad het nie. Absoluut. So dis die punt, dis net wat ons probeer sê, daar's twee verskillende rolle onder die rolle, en dan kan ons die wêreld na Christus toe bring. Nie in 'n post-millennial idee nie, maar ons gaan nie nou daaraan gaan nie, maar Ja. ons gaan die wêreld, jy weet,